Twee klein identiese metaalsfere op geïsoleerde staanders dra ladings van -Q en +3Q respectiewelik. Wanneer die middelpunte van die sfere 'n afstand d van mekaar is, oefen die sfere 'n elektrostatiese krag met grootte F op mekaar uit. Die sfere word toegelaat om aan mekaar te raak en dan na dieselfde posisies as voorheen teruggebring. Die grootte van die elektrostatiese krag wat die sfere nou op mekaar uitoefen ten opsigte van F is, die korrekte antwoord is B, 'n derde F. As ons kyk na ons uitdrukking, K is 'n konstante, dit gaan konstant bly, en die afstand tussen die sfere gaan ook éventueel konstant wees. Met ander woorde, die elektrostatiese krag is direk eweredig aan die produk van die lading op die eerste sfeer en die lading op die tweede sfeer. So dit gaan vir ons rigtinggewend 'n aanduiding gee van hoe krag F gaan verander. So in hierdie geval sit ons met 'n situasie waar die krag dan direk eweredig gaan wees aan -Q maal met plus 3Q. Met ander woorde, -3Q kwadraat. 'n minus, hulle gaan mekaar aantrek en dan die grootte is 3Q kwadraat. So wat gebeur nou? Hulle raak aan mekaar en wat weet ons? Vanuit jou graad 10 kennis, as hulle raak aan mekaar en geskei word, tel jy al die ladings by mekaar en jy deel dit deur die aantal sfere. So in hierdie geval gaan jou finale lading wees die -Q plus die 3Q en ons deel dit deur 2 want daar is 2 sfere. As daar meer sfere was, dan deel jy dit deur daardie aantal. Met ander woorde, dit gee vir jou 2Q gedeel deur 2 en dit is gelyk aan Q, positief Q. So die nuwe ladings is positief Q en positief Q. K is konstant, R kwadraat is konstant. Jou elektrostatiese krag is direk eweredig aan die produk van Q1 en Q2. So in hierdie geval Q1 is met ander woorde plus Q maal met plus Q en dit gee vir jou plus Q kwadraat. So voorheen was dit minus 3Q kwadraat, nou is dit plus Q kwadraat. So wat het gebeur? Voorheen, die sfere het mekaar aangetrek, nou is hulle identies in grootte en in teken, met ander woorde, nou stoot hulle mekaar af. So daar het 'n verandering plaasgevind van aantrekking na afstoting, maar in terme van grootte het ons beweeg van 3Q kwadraat na slegs Q kwadraat. Met ander woorde, die grootte van die elektrostatiese krag is 'n derde van wat dit aan die begin was.